Of jy jou oggendkoffie geniet of besig is om jou plaasdiere of agterplaasdiere te versorg, welkom by episode 60 van In Alle Erns. Net vir 'n bietjie konteks vandag, hierdie episode was ook 'n meningsstuk wat ek vir Netwerk 24 gestuur het. Hulle het egter geweier om dit te plaas. C.J. Langehoven het geskryf: "Hoekom is my politiek altyd rasisme en jou rasisme altyd politiek?" Onlangs het 49 Afrikaner vlugtelinge se vertrek na die VSA 'n groot debat en bohaai ontketen. Naas simpatie en hartseer was daar ook 'n ewige porsie snedige grappies en opmerkings wat ten koste van hulle gemaak is. Ek wil sommige van hierdie opmerkings onder die loep neem, veral die wat op moedswillige trant vra, waarvan wil julle dan nou eintlik vlug? Hierdie doodgewone Afrikaners vlug waarskynlik van meer as slegs regeringsbeleide en politieke retoriek wat hulle teiken, beleide en retoriek wat die spotters so graag en gretig ontken. In 'n onlangse meningsstuk erken Adrian Basson, die redakteur van News24, dat Afrikaners in die geskiedenis van Suid-Afrika gegee en geneem het. Ek het nie 'n probleem met Basson se stelling nie. Ek het wel 'n probleem daarmee dat dit blyk dat hy tot 2025 geneem het om te besluit om vir 'n slag 'n bietjie erkenning te gee aan die Afrikaners se bydraes tot Suid-Afrika. Hierdie ommekeer kom na 'n jarelange eensydige gepreek oor hierdie kultuurgroep se skande deel van die storie en die erfsondes waarmee hulle en hulle nageslagte besoedel is. Dit wek egter steeds agterdog by my dat hierdie skielike uitdraai deur Basson bloot skadebeheer taktiek is om die aandag af te trek van die aantal hoë profiel beriggewingflaters wat News24 in 2025 begaan het, as ook meer as een redaksionele besluit van twyfelagtige morele karakter. Afrikaners en ander wit minderhede in Suid-Afrika word geteiken deur nie slegs 'n lang lys raswette, bedreigings vir privaat eiendomsreg soos die onteieningswet en haatdraande dreunsange soos Kill the Boer nie. Die minderheidsgroepe word ook gereeld uitgekruit as die sondebokke vir bykans elke krisis en kwaal onder die Suid-Afrikaanse son. As hulle die aandag probeer vestig op kwessies wat hulle diep raak, word hulle beswadder en bespot. As hulle durf waag om die regering se rasbehepte beleide uit te wys, die gruwels van plaasmoorde aan die groot klok te hang, dreunsange soos Kill the Boer te veroordeel of waarsku teen ANC topleiers se beloftes van onteiening sonder vergoeding, word hulle doodgeskreeu met beskuldigings van misinformasie. Wanneer hierdie swartsmeer taktieke misluk, word heksejagte deur die media geloods en anonieme vletjieblassers se identiteite en die van hul naastes word ontbloot vir die wêreld, asook waar hulle bly en waar hulle besighede is. 'n Laakbare poging tot intimidasie en uiteindelike stilswye. In 2025 het sommige kommentators gepleit vir redelike stemme uit Afrikaner geleedere om die gesprek toe te tree, asof die redelike stemme nie reeds deel van die gesprek is nie. Hulle is. Hulle word egter valslik beskuldig van rasisme, die verspreiding van misinformasie en selfs hoogverraad, bloot omdat hulle vrae en opmerkings die regering in die verleentheid stel en hulle narratief met ongemaklike feite bedreig. Thomas Sowell het gesê dat rasisme nie dood is nie, maar op lewensondersteuning is en dat dit lewendig gehou word deur politici, rasbehepte persone en mense wat meerderwaardigheidsgevoel kry deur ander mense as rasiste af te maak. Die kommentators lei gewoonlik hul skellende, selfverheerlikende meningsstukke in met liewe wit mense of as 'n Afrikaner. Hulle wil skynbaar terugkeer na 'n tyd van erfsonde, toe seuns gestraf is vir die sondes van hulle vaders tot in die 3de en die 4de geslag. Toe ek na die val van apartheid gebore is, het niemand my gewaarsku dat vrygebore met 'n fynskrif van ongelykheidsbepalings en bestrawende voorwaardes kom nie. Niemand het my ook gewaarsku dat nie rassigheid eintlik meer as 142 goeie raswette behels nie. Daar was geen sprake van 'n konstitusionele hof wat haar draande dreunsange soos Kill the Boer gaan toelaat nie. Die ANC en sy bondgenote is weer eens besig om die narratiewe tafel te dek met 'n wit, vervlenterde ou tafeldoek wat apartheid as grondslag vir die regverdiging van onteiening sonder vergoeding en selfs verdere raswette voorhou. Die strategie is duidelik.
Hoe groter en vreesaanjaender hulle die monster van apartheid in ons triespieël kan laat lyk, hoe meer rooi ligte vir menseregte mag die regering verontagsaam om daarvan weg te kom. Toe Afrikaners in 2025 in die internasionale kollig geplaas is, het party mense oral voete geval om Afrikaners aan te val, hul besware en vrese te bespot en om Afrikaners kollektief as rassiste en sondebokke swart te verf. Vir die sulkes het ek 'n eenvoudige boodskap. Julle pronk en preek vir 'n klein, krimpende en verstikkende polietjie. Ontsnap julle morele meerderwaardigheidskomplekse vir 'n oomblik en gee empatie 'n kans. Dalk ontdek julle so dat daar is lewe en 'n hele wêreld buite julle polietjie. 'n Wêreld vol onreg, maar ook opregte mense met regmatige bekommernisse. Ek en vele ander jong Afrikaners verwerp geheel en al die idee van 'n kollektiewe, rasgebaseerde skuldjuk. Ons hoef nie om verskoning te vra vir 'n valse, oorvereenvoudigde weergawe van die verlede wat ons as die skurke uitbeeld in 2025 bloot weens ons velkleur en kultuur nie. Staan saam met ons teen rassediskriminasie, ongeag wie die regering daarmee teiken, eerder as om die regering se vele raswette te ontken. Moenie verskonings maak vir die aanhitsing van geweld teen jou medelandsburgers nie, insluitend die Dreensang Kiel de Boer. Staan saam met organisasies soos AfriForum wat veg om die kritieke grondwetlike reg tot privaat eiendom te beskerm, eerder as om die ANC se leë beloftes blindelings te glo. Laastens, gun Afrikaners 'n gelyke kans om ons kultuur en taal onbeskaamd uit te leef. Gun ons die regverdige erkenning en geleentheid om te help bou aan Suid-Afrika, ons tuiste. Dit is 'n feit dat daar vir die voorsienbare toekoms steeds miljoene Afrikaners in Suidelike Afrika gaan wees. Die enigste faktor waaroor alle rolspelers beheer het, is hoe hulle gaan kies om op hierdie werklikheid te reageer. As julle van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel met vriende en familie, en as jy jou eie gedagtes het oor vandag se onderwerp, los jou gedagtes daar in die kommentaarafdeling. Ek lees al die kommentare en waardeer hulle almal. Ek is Erns van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.